Ons leef in 'n wêreld wat gekenmerk word deur klagtes, ontevredenheid en 'n gejaag na meer. Ons hoor dit oral om ons. Mense wat kla oor wat hulle nie het nie, wat ontevrede is met hulle omstandighede, wat vergeet om te waardeer wat hulle reeds in hulle hande het. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Vandag staan ons stil by 'n waarheid wat in Christus veranker is. Die roeping tot 'n lewe van dankbaarheid. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. In Kolossense 3 vers 15 tot 17 sê, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam is julle juis daartoe geroep, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Vandag wil ek graag met julle nadink oor 3 aspekte van dankbaarheid. Dankbaarheid vir God se grootheid en goedheid, dankbaarheid vir mense in ons lewens, en ons roeping om ons dankbaarheid uit te leef. Kom ons kyk dan eers na dankbaarheid vir God se grootheid en goedheid. Psalm 100 vers 4 tot 5 roep ons op, gaan deur sy poorte met lof, sy voorhowe met dank. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, sy liefde duur vir ewig, sy trou van geslag tot geslag. Dink net 'n oomblik na oor God se skepingswerk. Elke asemteug wat jy neem is 'n geskenk van God. Die son wat vanoggend opgekom het, die lug wat jou longe vul, die hart wat in jou bors klop, dit alles is bewyse van God se voortdurende sorg vir jou. Hy het nie net die wêreld geskep en dit toegelos nie. Nee, Kolossense 1 vers 17 sê, hy het voor alles bestaan, en in hom hou alles stand. Maar God se goedheid het nie net by die skepping opgehou nie. Die grootste rede vir ons dankbaarheid is God se verlossingswerk in Jesus Christus. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 4 tot 5, maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Verstaan julle regtig wat hier staan? Toe ons nog sondaars was, vyande van God, het hy sy enigste seun gestuur om vir ons te sterf. Romeine 5 vers 8 sê dit so mooi. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dink aan die kruis. Dink aan Jesus wat daar gehang het, nie vir sy eie sondes nie, maar vir joune, vir myne. Die skuld wat ons nooit kon betaal nie, het hy betaal. Die straf wat ons verdien het, het hy gedra. En nou bied hy ons vergifnis aan, gratis, uit genade. En weet julle wat, God se goedheid hou nie op by ons verlossing nie. Elke dag sien ons sy hand in ons lewens. Jesus het self gesê in Matteus 6 vers 26, let op die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle, is julle nie meer werd as hulle nie? God voed ons, klee ons, beskerm ons. Hy gee ons werk om te doen, verstand om te dink, hande om te werk. Hy gee ons familie, vriende, 'n gemeenskap. Hy gee ons hoop vir môre en genade vir vandag. Jakobus 1 vers 17 herinner ons, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is nie. Maar ook in die moeilike tye. Ja, daar is moeilike tye. En dan bly God getrou.
Romeine 8 vers 28 se belofte, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Selfs in beproewing, selfs in lyding werk God. Hy vorm ons, hy suiwer ons, hy maak ons meer soos Jesus en daarvoor kan ons net dankbaar wees. Nie omdat die pyn self goed is nie, maar omdat God selfs die pyn kan gebruik vir ons goed en sy eer. Ons is dankbaar vir God se grootheid en goedheid. Dit bring my by die tweede punt, dankbaarheid vir mense in ons lewens. God werk nie net direk in ons lewens nie, hy gebruik ook mense. Gewone, feilbare mense soos jy en ek, om sy goedheid en liefde uit te dra. Dink aan al die mense wat God oor jou lewenspad gebring het. Jou ouers wat jou groot gemaak het, wat baie opgeoffer het, sodat jy kon hê wat jy nodig het. Jou man of vrou of vriende wat by jou staan in goeie en slegte tye. Jou kinders wat jou leer wat onvoorwaardelike liefde werklik beteken. Mense wat jou onvoorwaardelik ondersteun, vir jou bid, saam met jou lag, jou ruimte gee wanneer jy dit nodig het, en ook saam met jou huil. Paulus skryf in Filippense 1 vers 3, ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Wanneer laas het jy God gedank vir die mense in jou lewe? Een van God se grootste seëninge is breekbare medegelowiges. Ons is nie geroep om ons moeilike paaie alleen te stap nie. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekomste verwaarloos, soos sommiges gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig. Soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. Tussen medegelowiges in hierdie gemeente, in hierdie gemeenskap, ervaar ons God se liefde op tasbare wyse. Ons ervaar hierdie tasbare liefde wanneer iemand aan jou dink wanneer jy siek is, wanneer iemand vir jou bid wanneer jy moedeloos is, wanneer iemand net luister wanneer jy moet praat. Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê vir daardie mense? Ons leef in 'n tyd waar ons gou is om te kla, maar stadig om te prys. Ons sien maklik wat verkeerd is, maar mis dikwels wat reg is. Ons neem mense as vanselfsprekend aan, totdat hulle nie meer daar is nie. 1 Tessalonisense 5 vers 11 sê, daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in die geloof opbou, soos julle inderdaad doen. Deel van dankbaarheid is om mense te laat weet, hulle word waardeer. Nou kom ons by die hart van 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Let op, Paulus sê nie, dank God vir alle omstandighede nie, maar in alle omstandighede. Daar's 'n verskil. Ons hoef nie dankbaar te wees vir die bose, siekte, vir onreg, vir lyding nie. Maar ons kan dankbaar wees in daardie omstandighede, dankbaar dat God teenwoordig is, dat hy ons nie verlaat nie, dat hy groter is as ons probleme. Dankbaarheid is nie 'n gevoel wat kom en gaan soos die weer nie. Dit is 'n keuse. Dit is 'n dissipline. Dit is 'n lewenshouding wat ons moet kweek. Ons het 'n roeping om ons dankbaarheid uit te leef. Maar hoe leef ons dan hierdie dankbaarheid uit? Eerstens, begin en eindig elke dag met danksegging. Maak dit 'n gewoonte om elke oggend wakker te word en God te dank vir die nuwe dag, vir die asem in jou longe, vir sy trou wat nuut is elke môre. En voor jy saans gaan slaap, dink terug oor die dag en dank God vir ten minste 3 dinge wat gebeur het. Tweedens, hou 'n dankbaarheidsdagboek. Skryf gereeld neer waarvoor jy dankbaar is. Dit hoef nie groot dinge te wees nie. Dankbaar vir 'n koppie warm koffie, vir 'n vriendelike glimlag, vir 'n pragtige sonsondergang. Wanneer jy begin soek na dinge om voor dankbaar te wees, sal jy verstom wees hoeveel jy vind. Derdens, spreek jou dankbaarheid uit. Moenie net voel nie, sê dit. Stuur daardie boodskap. Maak daardie oproep. Laat mense weet hulle word waardeer.
soos Kolossense 3 vers 17 sê, en wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Vierdens, leef 'n dankbaarheidslewe, leef 'n lewe van diens. Dankbaarheid is nie net woorde nie, dit is dade. Wanneer ons werklik dankbaar is vir wat God vir ons gedoen het, wil ons ander dien. 1 Petrus 4 vers 10 sê, as goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. Ons dien nie om verlossing te verdien nie, ons is reeds verlos. Ons dien uit dankbaarheid vir wat Christus vir ons gedoen het. Ook in moeilike tye, laat ons maar eerlik wees, dankbaarheid is nie altyd maklik nie. Daar's dae wat donker is, daar is seisoene wat swaar is, daar is omstandighede wat pynlik is. Wat doen ons dan? Ons hou vas in God se beloftes, ons onthou wat hy reeds gedoen het, ons vertrou dat hy getrou sal bly. Habakuk het dit so mooi gesê in Habakuk 3 vers 17 tot 18. Al sou vye bome nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstokke wees nie, die drag van die olyfbome teleurstel, die landerye niks te ete lewer nie, kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle oorwees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God wat my verlos. Dit is die soort dankbaarheid waartoe ons geroep word. 'n Dankbaarheid wat nie afhang van omstandighede nie, maar 'n dankbaarheid wat gebou word in ons verlossing in God. Hier is die wonderlike waarheid. Wanneer ons begin leef met 'n houding van dankbaarheid, verander dit alles. Dit verander ons perspektief. Ons begin die goeie sien in plaas van net die slegte. Dit verander ons verhoudings. Ons word minder krities en meer waarderend. Dit verander ons gebed. Ons gebede word minder net 'n lys van versoeke en meer 'n gesprek van lof. Dit verander ons getuienis. Mense sien die verskil wat Jesus in ons lewens maak. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Hoor jy die belofte? En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Dankbaarheid bring vrede. Nie omdat ons omstandighede verander het nie, maar omdat ons perspektief verander het. Vir wat is jy vandag dankbaar? Nie in die algemeen nie, maar spesifiek, noem dit. Dink daaraan, prys God daarvoor. Vir wie is ons dankbaar? Wie het God in jou lewe geplaas om sy goedheid te demonstreer en het jy hulle al dankie gesê? Hoe gaan jy jou dankbaarheid uitleef hierdie week? Watter praktiese dinge gaan jy doen? Ek gee vir jou uitdaging hierdie week. 1. Skryf elke dag 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar is. Maak dit so spesifiek as moontlik. 2. Kontak ten minste 3 mense hierdie week en sê vir hulle waarom jy dankbaar is dat hulle in jou lewe is. 3. Doen 1 daad van diens uit dankbaarheid vir wat Christus vir jou gedoen het. Dit hoef nie groot te wees nie. Dalk 'n maaltyd vir 'n gesin in nood, dalk 'n besoek aan iemand wat alleen is, dalk 'n anonieme gawe vir iemand wat sukkel. En 4, begin en eindig elke dag met 'n dankgebed. Voordat jy enigiets vra, dank eers vir God, wat God reeds vir jou gedoen het. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. 'n God wat ons liefhet, 'n verlosser wat vir ons gesterf het, die Heilige Gees wat in ons woon, 'n Bybel wat vir ons hoop gee, 'n gemeenskap wat ons ondersteun, 'n toekoms saam met God wat verseker is. Laat ons dan nie wag vir beter omstandighede om dankbaar te wees nie. Laat ons vandag, nou in hierdie oomblik kies om God te dank. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons kom voor U met harte vol dankbaarheid. Dankie
vir wie U is, 'n God van liefde, van genade, van trou. Dank U vir wat U gedoen het, dat U ons geskep het, dat U ons gered het en dat U elke dag vir ons sorg. Vergeef ons waar ons ondankbaar was, waar ons gekla het in plaas van om te prys, waar ons gemor het in plaas van om dankbaar te wees. Help ons, Here, om te leef met 'n hart vol dankbaarheid. Leer ons om U goedheid raak te sien in die groot en die klein. Leer ons om die mense rondom ons te waardeer. Leer ons om dankbaarheid uit te leef in ons woorde en dade. En mag ons lewens 'n loflied wees tot U eer, nie net op Sondag nie, maar elke dag. In die naam van die Here Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly. Amen. Al sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe bestaan, die graan verdor, die vrugtebome wegwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waaruit stierebok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Al sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegwyn, die beeste klein, vir alles nie vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waaruit